Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons het regtig 'n baie spesiale dag. En ons het 'n spesiale preker wat vandag ingekom het en dat ek weet dat elkeen van julle gaan geseën word met vandag se boodskap. Ek wil net hê voordat ons begin met al die dinge. Kom ons maak net ons oë vir 'n oombliekie toe. Maak net jou oë toe. Fokus net op die Here. Fokus net op ons Jesus. Vergeet van alles wat jy in hierdie week gedoen het. Vergeet van alles wat jy gedink het jy moet doen en jy nie by uitgekom het nie. Vergeet van al die vassit. Vergeet van die werk. Vergeet ook van dit wat volgende week moet gebeur. Vergeet van die wasgoed wat daar staan. Vergeet van jou presentation. Fokus op Jesus. Gaan ontmoet hom by die plek wat vir julle spesiaal is. Of jy nou by sy voete gaan sit, voor die troon, en hoor hoe die engele hom loof en prys. Of jy saam met Jesus in die veld stap, en jy het 'n gesprek aan die gang. Of jy nou langs 'n rivier sit met jou voete in die water, en daar saam met Jesus tyd spandeer. Maak jou oë toe, en fokus op ons Here, want dit is hoekom ons hier is, dat hy ons siele kan kom voed vir die week wat voorlê. Dankie Here Jesus dat U ons hier kom ontmoet vandag. Dankie dat U voor ons al hier was. En dankie dat ons weet dat U vir ons ietsie baie spesiaals beplan het vandag. Ons gee hierdie dag en hierdie oggend in U hande oor. Kom ons staan en dan sing ons eerste lied om die Here te loof en prys. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheerlik U naam, soos ons nou voor U staan. Wees verhewe, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Loof hom, loof hom, loof die koning en die Heer. Loof hom, bring aan hom die lof en eer. Heer, ons bring U die eer. U is ons koning en Heer. Word verheerlik, o Heere God, Hosanna in die hoogste. Eer aan die koning van die konings, eer aan die koning van die konings. Jesus is sy naam, Jesus is sy naam, hy leef en heers in ewigheid. Halleluja, 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 hy leef en heers in ewigheid. Eer aan die koning van die konings, eer aan die koning van die konings. Jesus is sy naam, Jesus is sy naam, hy leef en heers in ewigheid. Halleluja, 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 hy leef en heers in ewigheid. Hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here. Sy naam is Jesus, 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 Jesus. Loof hom, hy is die Heer. Hy is die koning van die konings, hy is die Here van die Here. Sy naam is Jesus, 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 Jesus. Loof hom, hy is die Heer. Loof koning Jesus,
Dasai, baie welkom aan elke ene wat vanoggend opgestaan het en 'n bietjie koud gekry het, maar tog wel hier by ons kom kuier het om die woord van die Here te hoor en ook vir elke aanlyn persoon wat luister, mag die Here julle ook vandag seën met hierdie boodskap wat kom. Nou ons het vandag 'n baie spesiale gas wat hier by ons kom preek en kom kuier het en ons sê baie welkom aan Dominee Johan Hendriks en sy vrou Tannie Gina Hendriks wat daar agter sit. Baie dankie dat julle vroeër as ons opgestaan het, verder as ons gery het en om ons vandag met die woord te kom bedien. Dit is regtig, ons waardeer dit en ons weet dat die Here julle werk ook seën. Baie dankie vir dit. Dan net voordat ek begin met al die afkondigings, wil ek net vir julle sê, ons gaan in die week sal julle dalk 'n e-pos kry wat daar 'n lidmaatskapvorm is. En dit is net, ons wil net seker maak almal se inligting is reg, want ons het gesien op die databasis dat daar 'n paar nommers is wat dalk 'n nommer verkeerd is of daar ietsie missing is in 'n e-pos. So dit is 'n aanlyn invulvorm. Ek het 'n paar mense gehad wat ek het op die getoets het en hulle sê dis regtig eenvoudig om die vorm in te vul. En ons wil eintlik net seker maak dat julle inligting reg is op die stelsel wat vorentoe gaan sodat julle nie kan uitmis op enige van die cool goed wat ons gaan doen en die projekte wat ons gaan aanpak. So as julle net kan uitkyk daarvoor en dan net om vinnig invul en dan hy sê net submit en hy sal self deurkom na my toe. So julle hoef nie verder te worry nie. Goed. Die eerste ding vir hierdie week is ons het Bybelstudie Woensdagoggend weer daar by ons huis en hulle het nou oorgegaan na 2 Timoteus toe. En ek moet sê dit is wat ek hoor van daar uit die studeerkamer waar ek moet sit en werk, is dit nogal so interessant en 'n goeie gesprekke wat daar uitkom. So as jy 'n kans het, as jy af is Woensdagoggend, kom kry 'n bietjie pitkos daar by ons Bybelstudie. Dit is net 1 uur, maar ek sê vir jou dit voed jou siel vir die res van die week wat oorbly. So kom join ons daar. Dan die komende Sondag en Saterdag en Sondag het ons weer lekker dinge wat aan die gang is. Die 10de Mei, die Saterdag, is daar 'n Moedersdag kuier vir die goue oues. Oom Johan, ek is seker daar is 'n hele paar mense wat hulle hande opgesteek het om te kom. Nog nie. Dan moet julle regtig vinnig maak. Hulle is besig om voor te berei vir hierdie beautiful oggend wat hulle julle gaan bederf. So gee vir oom Johan 'n luitjie en sit jou naam op om te gaan. Dan het ons ook ons grimeerklasse. Nou ja, dit is amper vol bespreek. Daar's net 4 plekke oor die middag. As jy nie vinnig maak nie, gaan jy uitmis op hierdie wonderlike geleentheid. En julle kan asseblief vir Elmarie kontak dat sy daai 4 plekkies vinnig volmaak en ons sien julle Saterdagoggend vir die eerste sessie en dan Saterdagmiddag vir die tweede sessie. Ons sien baie uit na hierdie bietjie bederf vir ons dames, net so voor Moedersdag, net wat ons nodig het, nê. Nee. Goed, dan die 18de Mei, wil ek net vir julle sê, het ons 'n vinnige gemeentevergadering na die diens. Nou dit is nou een van die volgende stappe wat ons nodig het, met die kerkstig en die gemeenteraad en al daai goeder. So ons gaan dan vir julle 'n aanbeveling maak van 2 plaaslik geordende leraars. So ons gaan dit dan aan julle bekend maak. Die gemeenteraad gaan dan 'n vergadering hierdie week en ons gaan daai dag aan julle die plaaslik geordende leraars aan julle bekendstel wat ons voorstel en dan het julle 2 weke om vir ons terugvoer te gee oor yes of nee of enige klagtes of enige bekommernisse of net oor julle opgewondenheid. So volgende week na die diens, die 18de Mei. Goed,
Dan kom ons by ons gebedsversoeke. Nou ja, ek wil net vir julle sê, die Here het hierdie week gewerk. Ek weet nie van wie van julle het daai WhatsApp groepies dopgehou nie, maar hy het gewerk. Dit is 'n absolute wonderwerk. Oom Bart het Dinsdag aand 2 uur 'n hartaanval gehad. Die ambulans het vir hom kom haal. Vandat hy in die ambulans is, totdat hy by die hospitaal is, het hy sy hartaanval gehad, 2 stente gekry, waar sy are omtrent 2 hoofslagare basies 100% geblok is. Hy is vandag by die huis. Alles in 4 dae, 5 dae. Die Here se hand het die regte ambulans op die regte tyd, met die regte verpleër in daai ambulans gehad, paramedic, wat geweet het wat sy doen en wat gebeur. Hy het 2 stentoorplasings gehad, hy is gisteraand ontslaan en hy is by die huis vandag. En hy wil net vir elke ou sê, wat vir hom gebid het, baie, baie dankie, want deur dit sou hy nie sonder julle gebede gekom het nie. So hy het gevra dat ek vir elkeen sê, baie dankie vir julle gebede wat julle gedoen het. Dit beteken vir hom ongelooflik baie en ons prys ons Here vir die wonderwerk wat hy hierdie week gedoen het. Dit is absoluut uit sy hand uit. En dan bid ons net weer nog steeds vir Melinke Visser wat deur haar chemo gaan, sy is verby halfpad en ons bid net dat sy weet uithou vermoë sal hê. Dit raak nou moeilik, maar sy het uithou vermoë sal hê en dat sy vertroue op die Here sal hê, sy en haar gesin. Goed, dit bring ons dan nou by ons offergawes. Goeiemôre almal. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie offergawe wat ingekom het. Dankie vir al die aanlyn betalings. En Here, dankie dat ons dit weer voor u voete kan neersit om aan te wend in u kerk. Amen. Goeiemôre van my kant af. Ek wil graag net weer onder ons aandag bring en dis die woord waarmee die Here ons vanmôre ook groet op 'n pragtige dag. Ek glo toe ons almal vanoggend wakker word en ons sien die blou lig en die son wat opkom, is daar net so 'n vreugde in ons hart. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele en hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefde, ontvang die genade en die barmhartigheid en die vrede van God. En mag dit ryklik vermenigvuldig word in u lewe deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Dis hy, kom ons sing saam. Staan, ons sing ons saam. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. O Heer my God, as ek in hierdie wonder en al die werke elke dag gaan skou, die son en maan, die
Bly net so staan in aanbidding, almagtige God en Hemelvader. Ja, ons loof U, ons aanbid U, ons eer U, ons prys U naam. Here, ons ervaar U teenwoordigheid. Ons sien dit op soveel maniere. En dankie dat ons vanmôre as 'n geloofsgemeenskap by mekaar kan kom. U kan loof en prys, want U is ons lofwaardig. U is die ewige, die almagtige God, die skepper van die ganse heelal. Here, ook in hierdie môre kom bring ons lof, aanbidding tot U. In hierdie môre kom sê ons dankie Here. Dankie dat U vir ons liefhet. Dankie dat U vir ons omgee. Dankie dat U elkeen van ons by die naam ken. Maar dankie Here, dat U ook 'n doel het met elkeen van ons se lewens. En my gebed is, dat U elkeen sal kom ontmoet, en dat ons, wie ons ook al is, wat ook al in ons lewe aan die gang is, dat ons opnuut sal ervaar, die almagtige God het met my te doen. Hy kom raak my aan, en ek's vir hom belangrik. Want die Here is selfs die kleinste kind, die oudste persoon, die swakste ene. Elkeen is vir U belangrik. Ons dankie daarvoor. Dankie vir die woord. Bid dat U die woord vir ons sal open. Ek bid Here dat U ook hulle wat hier in die gemeenteraad bevestig gaan word, dat U hulle as leiers in hierdie gemeente sal bemagtig met die Heilige Gees. En dat hulle deur U Gees op 'n kragtige manier leiding sal neem, in Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. Ja, baie dankie vir die voorreg om vir môre hier by julle te kan wees. Ek wil net gou ek het nou so lekker gesing dat my keel droog geraak het. Namens die ACK wil ek net sê, baie geluk met julle as gemeente, en veral vanoggend met die bevestiging van julle eerste gemeenteraad. Dit is 'n besondere stap in die pad van 'n gemeente, soos wat ek reg gehoor het, oor 2 weke ook die aanwysing van PGL's in die gemeente. Dis 'n wonderlike stap, en baie seën vir julle van die ACK, en sommer van Helwek en Boekekoue gemeente ook. Ons is daarom net so oor die brug. Baie seën. Vanmôre het ek die voorreg om die eerste kerkraadslede of gemeenteraadslede hier te bevestig. So ek wil vra dat julle sommer vorentoe kom en hier voor my verskyn. Jacques Pietersen, Surika Pietersen, Levon Pretorius, David Husselman en François Buys.
As julle almal net hier kan kom staan asseblief. Daar hy. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, uit die Bybel is dit duidelik dat van die begin af in die Christelike kerk, ouderlinge en diakens deur die Here geroep is om in elke gemeente leiding te neem en om die dienswerk van die gelowiges te organiseer en te bestuur. Dis ook uit die Bybel baie duidelik dat hulle gekies word onder leiding van die Heilige Gees. Daar word ook gesê dat die ampt van ouderling is 'n voortreffelike werk en as iemand goed daarin dien, dan verdien hy dubbele eer. 'n Amptdraer moet bekend wees as iemand met 'n lewende geloof en iemand wat geesvervuld leef. Dit moet 'n persoon wees wat 'n begeerte het om die Here te dien, wat bekwaam is om ander te leer en wat gewillig is om daarvoor toegerus te word. 'n Amptdraer moet ook 'n hoë sedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Aan amptdraers word die verantwoordelikheid vir die bestuur en leiding van die gemeente opgedra. Julle moet in navolging van Jesus Christus, moet julle die gemeente in liefde en in nederigheid lei. Jesus het vir ons die voorbeeld gestel van diensknegleierskap, waar hy sê in die wêreld is daar heersers wat mag speel en waar dit gaan oor mag, maar in die kerk moet dit nie so wees nie. Die wat die leier is, moet juis almal se dienskneg wees. En daarom word julle wel as gemeente leiers bevestig, maar terselfdertyd as diensknegte in diens van die Here. Mag dit in julle lewe ook so wees. En mag julle veral deur julle eie voorbeeld van ons onbaatsigtige diens ook vir die gemeente 'n voorbeeld wees, dat hulle julle voorbeeld kan navolg en die Here voluit dien. So liewe broers en susters, ek vra nou julle na my kyk. Maar nou gaan julle my moet antwoord. Ek vra dat julle op die volgende vraag baie eerlik sal antwoord, sodat die gemeente kan hoor dat julle gewillig is om hierdie ampt te doen, want dit is nie maar sommer net 'n jobbie nie. Dis regtig 'n aanstelling in die naam van die Here, in die krag van die Here, om in sy gemeente leiding te neem. Die eerste ene is jy daarvan oortuig dat God self jou onder leiding van die Heilige Gees deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het. Met ander woorde, dis God wat jou roep. Dis God wat wil hê jy moet hier dien. Tweedens, aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God, as die volkome leer van die verlossing, en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. En dan ten derde, beloof jy om tot eer van God te lewe en om in gehoorsaamheid aan die Here getrou te wees in die diens waartoe jy geroep is. So wat is hardop julle antwoord? Ja, So geliefdes, mag die Heilige Gees wat julle geroep het, mag hy julle ook toerus tot kragtige en vrugbare diens in die koninkryk en spesifiek in hierdie gemeente. Mag julle sy bemagtiging ervaar in julle lewe, want dit wat julle moet doen, kan julle nie uit julle eie of in julle eie krag doen nie. Daarom maak altyd staan op die krag, die leiding, die wysheid van die Heilige Gees. Dien in hierdie gemeente voluit. Nie soos vir die Here nie, maar omdat julle dit vir die Here doen, want wat julle doen, doen julle net vir die Here. En gemeente, ontvang hulle as manne en vroue wat deur die Heilige Gees aangestel is, wat deur die Heilige Gees bemagtig word. Bid vir hulle. Hulle is nie volmaak nie. Bid vir hulle. Volg hulle leiding. Laat julle self toerus en laat hierdie gemeente werklik groei tot eer van die Here
en mag God hier verheerlik word. Ek vra dat Jan en Ludik net saam met my kom om vir hulle 'n handdruk te gee en 'n gebed. Vra dat julle net hier 'n bietjie nader kom staan, dat ons net 'n gebed oor julle doen. Kom staan hier so voor. Die twee manne kan agter kom staan saam met my. En kom ons bid vir. Almagtige God en Hemelvader, dis U wat roep, dis U wat aanstel, dis U wat bemagtig. Maar Here, wanneer U roep, dan gee jy ook die bekwaamheid. Dan gee jy alles wat ons nodig het om te kan dien. En daarom kan ons hierdie manne en vroue met vrymoedigheid aanstel en bevestig as gemeenteraadslede, Here. Want ons weet hulle doen dit nie uit eie krag nie. Niks gaan hulle uit hulle self hoef te doen nie, maar wat hulle doen sal wees uit die krag van die Heilige Gees. En daarom, Here, bemagtig hulle, bekragtig hulle, lei hulle, maar gebruik hulle kragtig in U naam. In Jesus naam. Amen. Ek kan die Bybels oopmaak by Jesaja 6. Die kinders kan uitgaan. Sorry. Hulle sou in elk geval almal uitgegaan het. Daar's nie 'n manier wat hulle in die kerk sal bly nie. Maar julle kan intussen julle Bybels oopmaak, as julle Bybels het, by julle het, Jesaja 6 vers 1 tot 8, ek lees uit die 83 vertaling, dit sal ook op die skerm vir u verskyn. As die kinders uit is die helfte van die gemeente ook uit. Maar dis positief, ek moet sê, dis nie negatief oor 'n kerk nie, dis geweldig positief, so baie kinders. Kyk, 'n mens kan met baie goeie dinge besig wees. 'n Mens kan selfs met ongelooflike kerkwerk besig wees. Jy kan absoluut aktief toegewyd in die kerk wees, sonder om die roeping van die Here op jou lewe te ervaar. Dis eers wanneer 'n mens regtig ervaar dat die lewende God het my geroep, hy het my aangeraak. Hy het my lewe in beslag kom neem. En wanneer ek daarvolgens begin lewe, dat die lewe vir my eintlik oopgaan. En veral dat dienswerk in God se koninkryk vir my begin oopgaan. Anders bly alles wat ek doen, veral in die kerk, eintlik maar pligpleging. Ek hoop julle ken die woord, my vrou sê partykeer ek gebruik ou Afrikaanse woorde. Maar pligpleging beteken, ek dink dit is my verantwoordelikheid en my plig en ek moet dit nou doen en nou pleeg ek dit. Ek doen dit. Okay, dis nou maar my job. Ek weet nie of jy partykeer so voel nie. Dis nou weer my beurt om tee te skink. Dis nou weer my beurt om die stoele te pak. Dis nou weer my beurt om sondagskool te hou. Dis my beurt, dis my pligpleging. Dan word dit pligpleging of dit word 'n sware las. Voordat ek in die Bybel lees, wil ek net gou sê, vanoggend se boodskap gaan nie oor, maar dit gaan nie in die eerste plek oor die gemeenteraadslede wat bevestig is nie. Ek hoop die meeste van hulle is nog in die kerk, want dit gaan ook oor hulle. Maar dit gaan oor meer as hulle, dit gaan oor elke gelowige, dit gaan oor elke kind van die Here. Elkeen wat vanmôre sê, ek het die Here lief. So,
Kom ons hoor wat sê die Here vir ons. Jesaja 6 vers 1 tot 8. In die jaar van koning Usias se dood het ek die Here gesien. Hy het op 'n hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep, heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep, dat die deure in hulle kusyne gerammel het, en dat die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep, dis klaar met my, ek's verlore. Elke woord van my lippe is onrein, en ek woon onder 'n volk, van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here, die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool en hy het gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe. Jou sondes is versoen. Toe het ek die Here hoor sê, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? En ek het geantwoord, hier is ek. Stuur my. Dit is die woord van die Here. Jy sien, wanneer Jesaja God in al sy heerlikheid sien en ervaar, dan gebeur daar iets in sy lewe. Wel, die heel eerste ding wat gebeur, is hy val in angs en in bewing op sy knieë voor God neer. Want hy besef hoe absoluut groot en heilig God is. Ek kan my net vir 'n oomblik indink wat hy beleef het toe hy daai visioen, daai prent sien van die engele wat kliphard net uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here God, en hoe die kusyne van in die tempel bewe. En eniks wat Jesaja terdee besef het, hy het besef, dis die lewende God, met wie ek hier te doen het. Dis nie nou maar net mensdinge nie. Dis die Almagtige, die Skepper, die Ewige. En wanneer hy dit besef, dan val hy op sy knieë neer. Kom ek sê vir u, wanneer ek die dag besef, wie God regtig is, wanneer ek iets van sy grootsheid, sy heerlikheid beleef, wanneer ek God self ontmoet, dan maak dit 'n verskil in my lewe. Wanneer ek besef, dis nie maar die dominee of die ouderling of die diaken of iemand wat hier aan my deur kom klop of wat sy hand op my skouer sit en sê, hey, ek dink jy moet 'n bietjie kom help nie. Maar wanneer ek besef, dis die lewende God self wat voor my staan en wat sy hand op my lewe kom sit en sê, ek wil met jou 'n pad loop. Dan gebeur daar iets in my lewe. Om God te ontmoet, kan jou lewe nie onaangeraak laat nie. Om my waarheid te sê, Paulus skryf iets daarvan in 2 Korintiërs 3. Die agtergrond waarteen hy skryf is Moses wat die berg opgegaan het. En elke keer as hy die berg opgegaan het en God se teenwoordigheid gekom het, dan het iets in hom gebeur, soveel so, jy kan gerus gaan lees. Sy gesig het so geblink, so erg, dat hy 'n doek daaroor moes gooi.
Want sy hele gelaatheid verander. Hy het besef, hy was in die teenwoordigheid van God en dit het hom verander. En het het ook oorgesit. Nou is interessant, as jy dit is nou nie die preek, maar as jy dit nou gaan lees, dan sê Paulus, die doek het natuurlik gekeer, dat daai heerlikheid, daai blinkheid nie te erg is vir die mense nie, maar hy sê, daar was ook eintlik iets anderste. Want soos wat die tyd aangegaan het daai blinkheid weggeraak. Want hy het net God in daai spesifieke oomblikke gaan ontmoet op die berg. En daarom het hy die doek gehad om soort van weg te steek, dat die blinkheid is besig om weg te gaan. Maar dan sê hy van ons as gelowiges, en luister wat sê hy. Hy praat nou van ons, julle, ek en julle, hy sê ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word, kyk mooi, die heerlikheid raak jy al hoe minder nie. Dis nie jy ontmoet God eers, en dan jy hierdie amazing ervaring met hom, en dan blink jou lewe, en dan is jou lewe anders, en soos wat jy aangaan, raak het al hoe swak, en wat sê hy? Hy sê, ons word al hoe meer verander, om soos die Here te lyk, met 'n heerlikheid wat steeds toeneem, na mate die Here, dit is die Gees, dit vir ons gee. Wow, dis wat God besig is om in jou lewe te doen. As jy hom raak sien, as jy besef, dit gaan oor God, die lewende God, sonder ontmoeting met God self, sonder 'n besef van wie God is, sal ons lidmaatskap en sal ons godsdiens hol en leeg wees. Gaan dit pligpleging wees. Gaan jy eers kom en sê, ag, hoekom gaan ek kerk toe? Ag, hoekom moet ek al hierdie goed doen? Jy sien dit laat dink aan Paulus, daar op die Damaskuspas. Kyk, Paulus was 'n fanatikus, hy het kerk gehou, soos bitter min mense dit doen. Hy was voluit aan die gang, maar voluit in die verkeerde rigting, totdat die Here hom kom keer het. En wat vir my opvallend is aan daardie verhaal, Paulus self skryf daaroor in Handelinge. Hy praat daaroor, as hy sê, toe hy daar op sy knieë val in daardie wit lig in die teenwoordigheid van God, toe is een van die eerste dinge wat hy sê, wie is u Here? Nou moet jy mooi hoor. Dis 'n man wat sy lewe lank aktief in die kerk was. Die voorste fariseer, die absolute geleerde, die absolute fanatikus vir die Here. Die ene wat die dinge gedryf het in die kerk, en hy sê, wie is u Here? Ek ken nie, want ek het nog nooit 'n ontmoeting gehad met die opgestane Jesus nie. En toe hy daai ontmoeting kry, toe verander sy lewe. Radikaal. Totaal. Maar hy moes eers Jesus ontmoet. Hy moes 'n werklike ontmoeting met Jesus hê. Maar weet jy, dis 'n ding wat nie net een keer gebeur nie, en dis wat Paulus skryf. Hy sê, dis 'n ding wat voortdurend in jou lewe gebeur. By ons is dit nie een ontmoeting en dan raak dit al hoe minder nie. Maar dit moet 'n daaglikse vernuwing wees, want ek moet daagliks leef in die teenwoordigheid van God en met die besef dat God is met my besig en God is aan die werk. Ek moet letterlik God raak sien in my lewe, maar ook oral rondom my. Sy heerlikheid, die Hebreëse woord is kadosh, en die woord beteken eintlik gewig. Die Here se heerlikheid, die Here se gewig, vul die hele aarde. Hy rus swaar op die hele aarde, en dit beteken eintlik, jy kan hom oral sien. Maak dit jou oë oop. Hy's daar. Sien jy hom raak? Sien jy hom raak in 'n pasgebore babatjie? Sien jy hom raak in die pragtigste blommetjie in die veld? Sien jy hom raak in 'n skoenlapper? Sien jy hom raak in die reënboog? Sien jy hom raak in die voëlsang? Sien jy God raak? Sien jy sy heerlikheid as jy rondom jou kyk? Toe jy vanmôre in die kerk ingekom het, toe jy gesing het, toe ons gebid het jy God raak gesien? Het dit vir jou oor God gegaan?
sien jy God? Beleef jy God? Is jy bewus van sy heerlikheid? En as jy bewus raak van God en van sy heerlikheid en van die feit dat dit hy is wat met jou kom praat, dat nie maar net 'n kerkdiens of maar net nog 'n geleentheid is, dan verander dit jou lewe. Kom ek sê vir jy, God het al lankal 'n plan met jou lewe. Vir Jesaja sê, al voor jou geboorte af, in die moederskoot het ek jou al geroep, ek het al lankal al weet ek van jou. En eintlik Psalm 139 sê, dis waar van elkeen van ons, dis ook waar van jou. God het jou in die moederskoot al gevorm en hy het jou toe al beplan. En hy het jou lewens daar opgeskryf, hy het 'n plan met jou lewe. Daar's 'n rede hoekom jy is wie jy is, daar's 'n rede hoekom jy die gawes het wat jy het, daar's 'n rede hoekom jy hier is. Want God het 'n plan met jou lewe, daar's 'n rede hoekom jy nog lewe. Mense het al 'n keer vir my gevra, 'n paar keer al, om dikwels daarby. Veral as hulle ouerig is, baie oud is. En een van die maats, lewensmaat sterf, en dit is 'n verskriklike ding. Maar kom haal die Here my nie, dan het ek net een antwoord. En ek bedoel dit met al die egtheid in my hart, want God het nog 'n doel met jou lewe. Dis hoekom jy nog hier is. Daar's nog 'n plan met jou lewe. God is nog besig. Maar dit is belangrik dat jy dit sal besef. Ek is nie maar toevallig hier. Ek is nie maar toevallig wie ek is nie. God het 'n doel daarmee. Wanneer ek dit besef, God se grootheid, dat God met my besig is, dat ek vir hom spesiaal is, dan besef ek dadelik my eie kleinheid en my onmag en my sondigheid. En dis die tweede aspek. Julle sal dit reg deur die Bybel kry. Moses sê, Here, ek kan nie praat nie, ek hakel. Jeremia sê, ag Here, ek is te jonk. Gideon kruip weg in 'n parskuip en hy sê, ek is te eenvoudig, ek kan nie die volk help nie, my familie is die eenvoudigste familie wat daar is. Jesaja, wanneer die Here aan hom verskyn, sê, wee my, Here, ek is 'n man onrein van lippe en ek leef tussen mense onrein van lippe. Dis juis wanneer 'n mens die grootheid van God besef. Dis juis wanneer jy God in jou lewe raak sien, dat jy besef hoe klein, onbekwaam jy self is. Ek is nie 'n volmaakte mens nie. Ek het gebreke. Kom ek sê jou, iemand in diens van God is definitief juis iemand wat besef hoe swak en eenvoudig jy is. Wat besef jy verdien niks nie. Maar ook besef hoe ongelooflik groot God se genade is. Iemand wat God regtig raak sien in sy lewe. Wat leef onder 'n oop hemel. Met 'n oog wat vir God kan raak sien, leef altyd met 'n groot stuk ootmoed. En 'n groot stuk nederigheid. 'n gebrokenheid. Here, ek verstaan nie hoekom U met my bemoeienis maak nie. Ek verstaan nie hoekom U my wil gebruik nie. Maar Here, as U kan sien daarvoor. Ek weet daar's mense wat soveel meer bekwaam is. Ons lees in Jesaja 6 iets baie besonder. Want Jesaja besef sy nederigheid, sy sondigheid. Hy gaan op sy knieë, hy sê, wee my, dis klaar praat met my. En dan gebeur daar iets besonders. 'n Engel kom, en hy kom vat 'n gloeiende kool van die altaar af. En hy kom raak aan Jesaja se lippe. Nou daardie gloeiende kool, die altaar, die kool verwys na die volkome offer wat Jesus Christus vir ons gebring het. Ons het Paasnaweek baie daaroor gepraat en gedink. Wat hier gebeur is eintlik besonders, want jy moet die prentjie sien. Jesaja is op sy knieë, plat,
eintlik op die grond. Hy erken sy sonde, sy skuldigheid. Hy weet hy staan voor die lewende almagtige God en hy verwag God se oordeel. Hy verwag dat God hom een kant toe vee en vir hom sê, gaan net weg voor my aangesig. Maar wat gebeur is presies die teenoorgestelde. Wanneer die engel aan sy lippe kom raak, dan sê hy, jy's vergewe. Jy's genees, jy's heilig. Jy's skoon. Jy kan staan voor God die Almagtige. Wat 'n ongelooflike stuk evangelie in die middel van die Ou Testament. Vir Jesaja, maar ook vir my en jou. Kom ek sê jou, God wil my en jou ook aanraak met die bloed van sy seun Jesus Christus, sodat ons gereinig kan word, vergewe kan wees. Skoon. Daarom dat Jesaja uitroep in Jesaja 1 vers 18, God roep, kom nou, laat ons die saak uitmaak. Al was jou sonde rooi soos skarlaken, dit sal wit word soos wol. Kom. Dis wat God vanmôre vir elkeen van ons kom sê. Jy sien, ek kan eers God se roeping in my lewe ervaar. Ek kan eers wees wat God my bedoel het om te wees, heel van die begin af. Ek kan eers daardie mens wees, wanneer ek die verlossing deur die bloed van Jesus Christus beleef het. En dis die derde punt. As ek voortdurend toelaat, dat God deur die Heilige Gees in my lewe werk, en dat hy my voortdurend vernuwe en reinig. En wanneer dit in my lewe gebeur, dan kniel ek ook soos Jesaja, maar nie meer in angs en vrees nie, maar dan kniel ek as 'n dankbare mens, 'n nederige mens. Dan wil ek ook my lewe aan die Here wy en uitroep, dankie Here, dankie Here. Dankie vir wat U vir my gedoen het. Ek het dit nie verdien nie, ek verdien dit nie. U gee dit vir my verniet. Dankie vir U seun. Dis net deur die bloed van Jesus dat ek vandag kan wees wie ek is. Ek lewe slegs deur U genade. Wat ek is aan U te danke. Daarom behoort ek geheel aan U. Weet julle, hierdie is so 'n belangrike aspek, want as 'n mens dit besef, dan gaan jy besef dat 'n mens wat op sy knieë is met dankbaarheid oor wat God aan jou lewe gedoen het, kan nooit hoogmoedig bo ander mense uittroon nie. Ek wil jy moet dit net gou mooi hoor. As ek op my knieë is van dankbaarheid oor God se genade in my lewe, dan kan ek nooit trots of hoogmoedig bo ander mense stelling inneem en bo hulle uittroon en oor hulle probeer heers nie. Sokrates het gesê, 'n onondersoekte lewe is nie die moeite werd om te lewe nie. Die besef van ons eie gesukkel laat ons met die sagtheid van genade teenoor ander mense lewe. Maar daardie kool wat aan Jesaja se lippe raak, doen selfs meer. Ja, dit reinig hom, dit vergewe hom, dit gee vir hom daai totale vergifnis van God in sy lewe. Maar dit bring ook 'n verdere verandering, want dit keer om, dit verander die wanhoopskreet, dis klaar met my, in 'n geloofsvisie. Hier is ek, Here. Stuur my. En dis die vierde aspek.
Jy sien, wanneer 'n mens aangeraak word deur die Here, wanneer jy bewus is van God se groot liefde en sy genade in jou lewe, dan kan jy nie anders as om te sê, Here, hier is ek. Gebruik my nie. Want wat het ek dan wat die Here nie vir my gegee het nie? Uit dankbaarheid vir sy vergifnis, uit dankbaarheid vir die onverdiende lewe, kom stel Jesaja homself tot beskikking van die Here. Here, U het alles vir my gedoen. Here, as U my kan gebruik, hier is ek. Gebruik my. Kom ek sê vir U, in my bediening was dit een van die wonderlikste dinge om te sien en te beleef. Wanneer die lewende God 'n kool vuur in 'n mens se lewe aansteek. Jy kom dit agter. Jy kom dit agter wanneer iemand maar net godsdiens doen, plig pleeg. En wanneer iemand God ontmoet het. En aangeraak is deur die vuur van die Here. Sy lewe gereinig is, geheilig is, nie omdat hulle volmaak is nie, maar omdat hulle besef het wat Jesus vir hulle gedoen het. So amazing, dat daardie mense, ja, erken hulle eie foute as gewone mense. Maar dis mense wat iets in sy lewe brand. Want vir hierdie God wat dit alles vir my gegee het, hierdie God wat elke dag vir my sorg, ek kan nie anders as om vir hom te lewe nie. Ek wil vir hom lewe. Vat U weer terug na Paulus se lewe na die Damaskuspad. Jy sien dit daar. Daar het 'n kool in sy lewe aangesteek en hy kon nie anders. Hy sê ek kan nie anders nie. Ek kan nie anders nie. Want ek het God ontmoet. Ek het Jesus ontmoet. Dis juist hierdie wete, dat God hom aangeraak het, dat dit God is wat met hom werk, wat vir Jesaja deur sy bediening gedra het. En as jy nou die profeet Jesaja gaan lees sy boek, dan gaan jy agterkom hoe swaar hy gekry het. As jy nou dink 'n predikant kry swaar, Ludik Jan, gaan lees die profete. Daai ouens het gesuffer. Hulle het erg gesuffer. Wat het omstandige? Hierdie. Dis God wat met my besig is. En wat ek doen ek vir God. Kom ek sê vir jou, daar's een ding wat jou gaan staande hou in hierdie lewe. Hierdie ontmoeting met God. En die wete wat ek doen ek vir God. Daarom kom ek sluit af. Kyk weer op. As ek mooi by jou kom pleit, sien weer vir God raak in jou lewe, die almagtige, die grote God. Leef asseblief met oop oë. Nie na die wêreld nie, maar na God. Sien sy grootsheid in elke aspek van jou lewe. Ook in jou werk, waar jy beweeg, sien God raak. En besef hierdie God is besig met jou. En hy het 'n plan met jou lewe. En hy roep jou, laat toe, dat hy jou kan verander om meer en meer soos Jesus te lyk, dat daai heerlikheid al hoe meer ook uit jou kan skyn. Die Here kom vra vanoggend, wie kan ek stuur? Wie sal my diensknegte en diensmaagde, wie sal my boodskappers wees in die Hibiscus in Nieu-Seeland? Mag jou antwoord wees, hier is ek, Here. Gebruik my, soos U wil. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie. Dankie dat U nie vir ons kom werk gee in die eerste plek nie. Dat U ons nie in die eerste plek wil gebruik nie. Maar dat U ons kom ontmoet. Dat U ons U liefde, U genade kom gee in oorvloed. Dat U ons kom aanraak.
Dankie Here, dat U ons kom heilig en reinig. Dankie dat U ons kom skoonmaak het deur Jesus. En daarom dankie Here dat U ons wil gebruik. Elke man, elke vrou, elke kind, elke jong mens, elke volwassene, elke bejaarde, instrument in U hand, elkeen 'n gestuurde. In my omgewing, daar waar ek kom, om die lig van Jesus helder te laat skyn. Maar Here, dan moet ons U ontmoet en dan moet ons met 'n oop oog na U lewe en toelaat dat die Heilige Gees ons lewe daagliks vernuwe. In Jesus naam. Amen. Kom ons sluit met 'n slotsang en dan bly U staan vir die uitspreek van die seën. En as ek dit reg het, gaan ons daarna tee, koffie geniet. Verseker. En ek het gedink daar's koekies ook. Daar is. Goed. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Geliefdes, die Here het deur Moses vir Aaron die priester se opdrag gegee. En daai opdrag was om 'n besondere seën oor die volk uit te spreek. En na die seën, dan sê die Here, as julle dit doen, so sal julle my naam op die volk plaas. Dis nie maar leefwoorde nie. Weet jy, God wil u seën, maar hy kan nie net seën en hy kan nie net gebruik as sy naam op jou lewe is. As jy bewus is van hom. En as jy uitstap met die wete, God is by my en waar jy ook al kom, kyk op. Sien God. En as jy God raak sien, dan gaan jy anders te lewe. Ontvang God se seën. Die Here sal vir julle goed wees. En die Here sal julle beskerm. Die Here sal sy gesig na julle toe draai en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en hy sal aan julle sy vrede gee. Amen.